Ek lees vir ons voor. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer, die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou handes uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Ek wil graag vers 15 vir 'n oomblik uitsonder. Vers 15 sê, daardie woorde, het jy my waarlik lief. En hier het op my hart gelê om in hierdie môre met u te praat oor die onderwerp van die begeerte van sy hart. Die hartsbegeerte van die God van die heelal. Nou vriende, mens sien in die sorgsaamheid van God se skepping en in sy onderhouding van sy skepping sien ons sy hart, sy ingesteldheid, sy passie vir die mensdom, vir die verlore gaande wêreld, waarvoor hy hierdie liefde het wat hom dring, in sy wonderbare, perfekte voorsiening, en die wyse waarop hy het alles met soveel detail in mekaar in verweef het, vir 6000 jaar geonderhou het, is kosbaar en verstommend om dit te kan bedink. As 'n mens dink aan microbiologie en makrobiologie, en jy sien al die organismes, van die kleinste ou diertjie tot die grootste wat daar is, alles uit die hand van die Here. En dit alles praat van sy hart. Want hierdie heelal is geskep vir sy heerlikheid. Hierdie heelal is so geskep, en in die heelal kom plaas hy die aardbol op die perfekte posisie, en as hy 1 graad in 'n ander rigting was, het ons geen oorlewing gehad nie. En daarin sien ons daardie sorgsaamheid van die Here. Petrus is die een wat gewoonlik eers praat en dan dink. Hy is gewoonlik die een wat eers doen en na die tyd besef hy moes nooit gedoen het nie. En nou vind ons in hierdie gedeelte dat die Here Jesus vir Petrus konfronteer met hierdie vraag of hy hom waarlik regtig liefhet. Want ek dink, dalk het Petrus dit al baie keer gesê. Dalk het Petrus dit al baie keer genoem. Ja, Here, ek hou van jou. Ja, Here, ek like jou, Here. Jy's 'n super ou. Want onthou, Jesus het saam met hom deur die gange van die lewe gegaan. Jesus het dag vir dag saam met hom tyd gespandeer. En hy moes vele kere vir 'n uitgesproke ekstrovert, moes hy sekerlik hierdie woorde geuit het. Maar so bring dit my by wat Jesus se begeerte was. Want onthou, hierdie man was die een wat Jesus toe nou verloon het. Hierdie man was toe nou die een wat in 'n oomblik Jesus ontken het. En nou kom die Here en hy konfronteer hom met hierdie vraag, omdat hy, Jesus Christus, die Seun van God, hierdie behoefte het, hierdie begeerte het, om van hierdie man waarlik te verneem, of hy hom met sy hele siel, en sy hele verstand, en al sy kragte regtig lief het. Hy wat sy lewe vir hierdie man ook kom neerlê het. Hy wat die duurste prys vir hierdie man se siel ook kom betaal het. Hy wat sy liefde kom bewys het, selfs toe ons as mens nog sondaars was. Romeine 5 vers 6 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het,
toe ons nog sondaars was. Nou ons hou daarvan om te hoor dat ons is die ontvangers van die liefde. Maar besef ons dat daar 'n God in die hemel is wat 'n behoefte en 'n begeerte vandag het om van jou en my te verneem, in ons lewens te sien of ons regtig vir hom waarlik lief is. God se hart vir die mens is 'n wederkerige liefde. Dis 'n liefde van hom af na ons toe. Hy initieer die liefde, maar hy verwag daardie liefde terug na hom toe. Dis waarom hy die mens geskaap het, sodat ons 'n geslag kan wees wat God kan eer en in dankbaarheid voor God kan leef. Sy hartsbegeerte is dat ek en jy ook vir hom so kan uitroep met ons hele wese. Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Meer as almal hier. Of sou jy ook moet uitroep, ek ken hom nie. Of sê jy ook moet uitroep, dis die een. Hy begeer om van jou en van my te hoor. Maar baie maal sê ons is lief vir die Here, maar hoeveel hoor die Here van ons af? Hoeveel sien die Here van ons af? Hoeveel beleef die Here van ons af? Die Bybel leer vir ons dat hy hierdie hartsbegeerte het. Dat hy baie graag dit van ons wil sien. Dat hy baie graag wil hê dat die vrug van sy gees in ons lewens moet wees. Dat ons die oorwinningslewe behoort te leef. Dat ons soveel van hom behoort te kan smaak. En daarom lees ons deur die woord van die Here hierdie begeerte van die Here soveel keer raak. Want ja, hy het 'n begeerte na jou en my. So kom ons kyk na hierdie hartsbegeerte in hierdie môre. En ek het 3 gedagtes wat ek wil deel oor dit, en dan so laaste enetjie net om dit af te rond. Want hierdie begeerte is in 3 kategorieë geallokeer. Die eerste 2 is vir kinders van die Here, en dan is daar ook vir die ongeredde wêreld. Maar sy woord openbaar vir ons sy hart, die behoefte van sy binnemens, die behoefte van sy diepste wese. Nou vriende, in jou huwelik is dit jou missie, om vir jou geliefde, die een wat jy op jou hart dra, hulle hartsbegeerte vir hulle waar te maak. Dit is jou wyse om jou liefde te bewys aan daardie persoon. Dis waarom jy gekommit het vir 'n leeftyd lank. En so behoort ons in ons geestelike lewens ook daardie toewyding aan God te kan maak, om ons liefde ook vir hom so te kan wys. En dit help my om God se liefde beter te kan verstaan. Daarom is jy in 'n huwelik. Jy's nie in 'n huwelik sodat jy iemand het wat jou kan bedien nie. Jy's in 'n huwelik sodat jy kan verstaan wat God se behoefte na jou is, wat God se begeerte is na gemeenskap met jou, en 'n passie vir jou en jy vir hom. So kom ons kyk na hierdie begeerte. Want elkeen van ons wat waarlik weergebore is, behoort hierdie begeerte van God op ons harte te dra. Elkeen van ons wat waarlik wedergebore is, wat belydenis gedoen het van ons sondes, wat onsself kom verootmoedig het voor die Here, onsself bekeer het, weggedraai het van die wêreld af, weggedraai het van sonde af, en ons volle vertroue vir ons saligheid in hom alleen kom plaas het, behoort op 'n plek te wees in ons lewens, waar ons 'n begeerte het in ons harte, om die begeerte van God se hart te kom waarmaak. En daarom lees ons in die woord van die Here hierdie saak raak. God kom praat met Petrus. En so kom vra hy vir jou en vir my of ons hom waarlik liefhet. Nie net met woorde nie, nie net op 'n Sondag nie, nie net vir 'n uur 'n week nie, maar as jy net 'n uur 'n week in jou huwelik in wil spandeer, gaan dit nie veel vrugte dra nie. As jy net 'n uur 'n week in jou kind in wil spandeer, gaan dit nie veel vrug dra nie. En net so in ons geestelike verhouding met God. As ons nie in hom hierdie liefde kom uitgiet en uitstort in hom in nie, sal daar nie veel vrug wees in ons geestelike lewens nie. Hierdie woord vir hierdie begeerte in Hebreëus vind ons in Hosea 6 vers 6, waar hy praat van dat God 'n behaag in sekere dinge het. Dit wat hom tevrede stel, dit wat hom opgewonde maak, dit wat hy waarlik verwag van sy kind af. En hy sê dit mooi in Engels. Hy sê in Hosea 6 vers 6, "For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings." Die Afrikaans sê, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerhandes nie.
en in kennis van God meer as brandoffers. Die God van die heelal begeer harte wat vol is van liefde vir hom. En ons as mens is baie keer so in stryd, in 'n wroging, om hierdie liefde aan God te kan leef met alles wat ons het. En ons dink baie keer hy moet tevrede wees met die drips en drabs, met die ou bietjies wat oorbly, met die ou klein bietjie wat daar nog is. En dan wil ons graag die seën van die Here hê, en ons wil graag die genade van God hê. Maar hoeveel van die liefde leef ons vir die hart van God wat begeer dat ons 'n geslag sal wees wat hom sal eer in liefde en dankbaarheid. Ander afgode sien ons, as die mense op die TV kyk en op die media kyk, dan het hulle allerhande snaakse beelde en dinge. En partykeer maak hulle die goed na en alles bewe en alles rook en want jy moet daardie gode moet jy tevrede stel, want hy kom uit 'n hart van oorlog uit. Ons dien 'n God wat uit 'n hart van vrede uitkom en hy wil sy vrede aan ons kom meedeel. Hy wil vir ons sy genade kom bewys. Ons het nie nodig om dit te verdien nie. Hy gee dit verniet. Baie maal is ons besig met die drogbeelde van die wêreld. En ons wys baie maal meer ons liefde vir mammon as ons liefde vir God. En daarom moet ons sê, ag Here, kom help ons asseblief, dat ons 'n geslag sal wees wat ons liefde aan U kan kom wys. Selfs in die moderne godsdienst van vandag sien die mense dit so baie raak. Sien ons niks verkeerd daarin en ons dink maar ons is okay met die Here. En dan leef ons in hierdie geestelike verhouding met God waarin ons doodtevrede is en ons dink alles is hankie-dorie. En ons bruidegom van die hemel moet doodtevrede wees met 'n bruid wat eintlik besig geraak het met baie ander dinge. En daarom lees ons in die woord van die Here hierdie begeerte van hom raak. Hy wil hê ons moet hom dien met liefde. Ons moet hom dien met ware aanbidding. Ons moet in verwondering wees oor die wonder van God in ons lewens. Maar as mens kan ons so baie maklik besig raak met die verkeerde dinge. Dit terwyl hy hierdie begeerte het in sy binneste. Hy het dieselfde begeerte gehad met Adam en Eva daar in die tuin van Eden. Toe God geïnisieer het en in die tuin kom loop het en geroep het na Adam, 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 waar is jy? So kom die Here en hy kom roep elke een van ons. Waar is jy? Waar is jy wanneer dit kom by jou ware liefde voor die Here? Waar is jy wanneer dit kom by daardie lewe wat dit wys? 1 Korintiërs 1 vers 9 sê die woord van die Here, God is getrou, deur wie hy geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, ons Here. Hy is getrou om ons altyd op te wek daartoe. Hy is die een wat dit initieer, hy is die een wat dit kom in staat stel, sodat ons kan deel in daardie wonderbare gemeenskap. En dis die eerste gedagte wat ek wil deel. God begeer dat ek en jy in daardie soete gemeenskap met hom sal leef. Daar sê hy nie gaan, werk hy. Wanneer mens die woordjie roep hoor, dan dink ons gewoonlik, dis die dominee, dis die kerkraad. Ons dink altyd aan iemand wat geroep word vir 'n permanente werk. Dis 'n voltydse dienslewering in ons gedagte. Dis net die ouens met die pakke klere aan wat die geroepenes moet wees. Maar in hierdie skrifgedeelte vind ons dat die woord van die Here vir ons kom wys dat dit die begeerte van God is dat elke mens geroep word tot gemeenskap met God, fellowship, koinonia. Daardie intieme belewenis, daardie koneksie wat niks en niemand anders vir jou kan bied nie. Daardie naaste moontlike gemeenskap wat jy met God ooit kan hê. Een van hart en een van sin. Om een te wees met hom in sy wil, in sy plan, in sy lewe. Om daardie begeerte in my hart te hê, om daardie koneksie met God alleen te hê. Veel meer as die koneksies wat ons het met mense en die koneksies wat ons het met die wêreld. Een met hom in my prioriteite. Een met hom in my belange. Hy het 'n begeerte na 'n gemeenskap, na mense wat daardie behoefte het om te connect met die Here. 'n Verlange na die stem van die Here, 'n behoefte na die inspraak van die Here. Het jy al ooit gehoor van 'n sielsgenoot?
Ja, ons wil almal 'n sielsgenoot hê. Wel, die God van die hemel het 'n begeerte in sy binneste, dat ek en jy daardie sielekonneksie met hom sal hê. Dit gee ons lewensdoel. Dit gee ons lewenswaarde. Dit gee ons daardie wonderbare voorreg, dat ons in kontak met God is. In vennootskap, om te ywer en te werk. En hierdie intieme verhouding met die Here, is die begeerte van God se hart. Hy begeer dat elke een van ons met God 'n konneksie sal hê. Dat elke een van ons daardie moeite sal doen om daardie gemeenskap met hom te kan hê. Van vroeg in die skepping af, keer op keer, het hy elke keer gekom en hy het dit geïnisieer. En elke keer was die doel daarvan gemeenskap met 'n mens, soos ek en jy, feilbaar, maar tog kom die God van die heelal en hy inisieer dat ons kontak sal maak. Die begeerte van sy hart is daardie eksklusiewe, loyale en intieme verhouding wat daar tussen jou en hom moet wees. So 'n genuine, ware liefde, waar jy jou lewe vir hom sou neerlê, waar jy alles vir hom sou prysgee, en dis daar waar die tye die teer tref, dis daar waar dit nie so maklik gebeur nie. Ja, dit gaan goed, solank as wat dit goed gaan, en ons sal liefde gee solank as wat dit goed gaan, maar die dag as dit te goed gaan, dan raak ons so selfonderhoudend, dan dink ons kan dit self doen, dan dink ons het God nie meer nodig nie. Dit word vir my sigbaar in God se gewilligheid om my te onderhou. Kom wys hy vir my sy goedertierenheid, sy getrouheid. Maar as God dit moet omdraai en sê, as hy kyk na my, wat sien hy is sigbaar in jou en my lewe? Sien hy die liefde? Sien hy dit in ons gemeenskap met hom? Of kom ons once in a blue moon, as ons ooit is, in sy teenwoordigheid? Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Deuteronomium 4 vers 29 sê, dan sal julle daarvandaan die Here julle God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy God soek, met alles wat jy is en alles wat jy het, sal jy hom vind. Vers 31 sê, want die Here jou God is vol van barmhartigheid. En so het hy 'n begeerte. En dalk is dit vanmôre met jou wat hy wil praat. Hy het 'n begeerte, soos wat jy die begeerte het, dat die Here jou moet seën, dat die Here vir jou moet voorsien, dat die Here vir jou moet dra. Maar hy het die begeerte, dat jy met hom daar die konneksie sal maak, dat jy van jou kant af dit sal inisieer, dat jy van jou kant af sal sê, Here, ek soek U, ek smag na U, Here, ek wil die liefde, wil ek leef. Spreuke 8 vers 17 sê, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Nie net wanneer die moeilikheid daar is nie, nie net wanneer dit jou pas nie, maar leef die lewe en leef die kultuur waarin ons 'n soeke na die Here het. Hy het 'n begeerte dat ons van ons kant af daardie soeke sal geniet. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Hierdie hart van die Here is dat ons 'n geslag sal wees wat hom sal eer, ja, ook in die moeilike tye. Daardie lewende verhouding waarin ons met hom kommunikeer, waarin ons met hom ontmoet, waarin ons sy aangesig soek, waarin ons sy teenwoordigheid soek. Maar vriende, ons kan nie sy teenwoordigheid soek terwyl ons sonde koester nie. Ons kan nie sy teenwoordigheid soek wanneer dit ons pas nie. Ons moet dit soek, dis 'n kultuur, dis 'n leefwyse. Dis nie 'n oomblik wat afgesonder is vir dit nie. Dis dag vir dag en oomblik vir oomblik. Daardie behoefte, Here, ek soek U teenwoordigheid. Ek dink aan iemand soos Hosea, 'n man van God. Hierdie man wat 'n begeerte het na 'n vrou, maar hierdie vrou was wederstrewig geweest. Hierdie vrou was 'n veelwywer geweest. Sy het met baie ander mans gekuier en sy het dinge gedoen saam met daardie mans wat sy saam met haar man moes gedoen het. En net daar is waar die moeilikheid kom. Want die Here het dit toegelaat sodat Hosea moet verstaan as 'n profeet van die Here wat God voel as hy na sy volk kyk. Vriende, wat moet God voel as hy vandag na ons kyk? Is ons nie ook besig met veel wywery vir 'n hele week lank? En dan kom ons op 'n Sondag in die kerk ingestap met 'n suit en 'n tas en
dan is ons nou baie beïndruk met onsself, wat ons is mos by die kerk. Maar wat van die res van die tyd? Wat van die oorgawe? Wat van die toewyding? Wat van die gebedsoeke na die Here? Wat van die getuienis soeke na die Here? Wat van daardie werk wat hy in jou siel kom doen, om dag vir dag jou te kom reinig? Is jy deel van daardie gemeenskap? Of het dit begin koel word in jou binneste? Het jy tevrede geword? Want al die ander lyk ook maar so. Al die ander leef ook maar so. Dan herinner ek jy aan Handelinge 1 vers 8. Jy sal krag ontvang om sy getuie te wees. En vir hierdie nou verhouding het God 'n begeerte. Weereens vir jou, sodat jy krag kan ontvang. Weereens vir jou, sodat jy die salwing kan ontvang, sodat jy die vuur kan ontvang, sodat God jou kan kom besiel. Hy begeer dat ek en jy as kind van die Here daardie gemeenskap met hom sal hê. Hy begeer dat ons, as ons dit nie het nie, gerestoreer sal word. Dat as jy afgedwaal het, jy sal terugdraai na die Here toe. Dat as jy moed verloor het, jy weer moed sal skep. Dat hy jou weer kan kom besiel. Dat hy jou weer kan kom dring met sy liefde. Dat hy jou volkome kan kom herstel. Hy begeer om die gebroke van hart te kom restoreer. Hy begeer om die wat moeg en mat geword het te kom restoreer. Hy begeer om die wat oorlaai geword het in die lewe te kom restoreer. Hy begeer om die dubbelhartiges te kom fokus op hom alleen. Vir elkeen wat weerstandig is, begeer het, jy sal terugdraai. Ja, jy kan ook offerandes vereis. Hy kan ook vereis soos die wêreldse gode, dat jy hom moet beïndruk met die offers wat jy bring. Maar al wat hy vra is jou liefde. In daardie gemeenskap. En keer op keer deur die woord van die Here vind ons hoe dat die volk van God tot vandag toe afdwaal. En vir 70 jaar laat hy hulle gaan. In ballingskap word hulle weggevoer. En die oomblik as hulle omdraai en sê, Here, hier is ons, dan sê ek, restoreer jou onmiddellik. Na 2000 jaar wat daardie volk van hom in verstrooiing oor die wêreld is. In een oomblik, sê die woord van die Here, sal daardie volk tot bekering kom. Waarom? Want dis die begeerte van God se hart. So, kom ons vertrou die Here. Dat in hierdie tyd waarin ons is, ons sal bring by daardie plek. Waar ons die begeerte van God se hart ons hart sal maak. Waarin ons begeer om met hom te wees. Hoe kosbaar is dit nie, vriende? Ek het dit gesien gebeur in my eie lewe. Nadat ek vir baie jare ver afgedwaal het, met baie dinge besig geraak het, diep in sonde verval het, ja, met my mooi dassie en my swart pakkie aan, pragtig mooi, op die kerkraadsbank gesit, maar so goddeloos as jy my kan kry, ver van God af, besig met ander dinge, en so vol van myself, dat ek dink ek is okay met die Here. En die oomblik toe ek draai, toe staan God met oop arms. Te midde van al die foute, te midde van al die verkeerd, bly God se begeerte, dat jy die draai sal maak. In Lukas 15 sien ons dit weer eens, daar is die verlore seun. Hy vat wat hy kan kry van sy vader af, en hy los niks vir die moontlikheid, dat hy sou terugkom nie, en hy gaan spandeer dit in die wêreld, en hy gaan leef dit uit in sonde, en hy is doodtevrede, want almal wat rondom hom is net so van die pad af soos hy, en die oomblik toe hy draai, die staan sy vader gereed. En so is die Here, die God wat 'n begeerte het, na jou en my gemeenskap met hom. Ek lees in die week, oor die volk van die Here, hy sê, the amazing thing is that this relationship between him and his people, it can be healed. If they are willing to come back, God is willing to take them back. In the same way, if you are willing to turn back, God is willing to take you back. That is everlasting restoration from the heart of the true, living and loving God. Maar Doemie, waarvan dan moet ek terugdraai? Wel, kom ek herinner jou, vriende, daar is 'n tyd in jou lewe toe die vuur aan die brand was. Maar is nie meer nie.
Daar's 'n tyd in jou lewe toe jy baie meer gedoen het vir die werk van die Here, baie meer geywer het vir die saak van die Here, maar dis nie meer so nie. Daar's 'n tyd in jou lewe wat jy vuur en vlam was vir die koninkryk, maar is nie meer so nie. Jy het die ywer gehad vir siele, maar is nie meer so nie. Jy het die ywer gehad vir die diensbaarheid en vir die liefde van God, maar is nie meer so nie. Niks sê jou terughou nie. Jy sou niks gemis het nie. Niks sou in die pad gestaan het nie. Maak nie saak of dit 12 uur was vanaand en of dit 2 uur was môreoggend nie. As die woord gespreek was, was jy daar, maar is nie meer so nie. Vriende, ons lewe in 'n wêreld wat God vergeeters geword het. Mense het God eenkant geskuif. In die huis, in die skool, in die werkplek. Sjoe, tot binne in die kerk vandag. En ons sal daardie besluit moet neem en sê, Here, help ons, dat ons getrou sal wees in hierdie gemeenskap. Dat ons getrou sal wees om dit te doen wat U van ons verwag. Dis die begeerte van die God van die heelal. En ek en jy moet antwoord. Ons moet reageer. En as ons nie reageer nie, as ons besig om juist te antwoord. En te midde van die duurste prys wat hy vir ons betaal het. En te midde van niks wat hy teruggehou het ter wille van jou en my nie, kan ons baie maal so gemaklik wees in ons kultuur, dat hy tweede kom. Hoe gaan dit vandag? In jou gemeenskap met die Here. Ons kom deur 'n week van Pinkster. Wat het in jou week gebeur? Hoeveel van Pinkster se belewenis was daar die week in jou siel? Ons vind ook in Lukas 4 vers 19 die begeerte van God se hart is dat ek en jy herstel sal word. Hy sê in vers 19 om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig en die wat gebroke is in vryheid weg te stuur om die aangename jaar van die Here aan te kondig. O, hy die begeerte vanmôre om mense te herstel, om vir mense herstel te kom bied, om vir die mensdom 'n antwoord te gee vir die gebrokenheid waarin die mensdom homself vind. En Esra 9 vers 9 sê, want slawe is ons, in ons slawerny egter het ons God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hulle ons verademing geskenk het, om die huis van ons God weer op te rig, en sy pynhope te herstel, en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. Die pynhope moes herstel word. God het guns bewys. Is dit nie vandag die tyd vir jou en vir my om die Here te vertrou en sê, Here, kom herstel nie. Kom maak dit weer soos wat dit was, Here. Maak die vuur weer soos wat die vuur was. Maak die vlam weer soos wat die vlam was, Here. En as ek afgedwaal het en ek is een van die een van wat weggeraak het, en nie die 99 nie, Here, trek my terug, bring my terug, Here, sodat ek daar kan wees waar ek herstel is. En as jy jou bekeer, dan is die Here gewillig. Duidelik deur die woord van die Here vir ons, dat hierdie hartsbegeerte van die Here is jou en my deel. Om reg gehelp te word deur sy Gees, want hy lei ons in die volle waarheid. Om reg gehelp te word deur sy Gees, want hy troos en ondersteun ons. Hy lei ons in daardie lig. O vriende, dit is God se hart vir elke mens, wat weer daar die eerste liefde in ons hart moet aanwakker. As ons God toelaat, om die vuur weer te kom aansteek. As dit is dat jy dalk afgedwaal het, as dit dalk is dat die eerste liefde weggeraak het, as dit dalk is dat die brandende hart nie meer daar is nie, as dit dalk is dat jou ywer dalk bietjie verkoel het, want dis iemand wat op jou sitplek kom sit het, of is iemand wat iets gesê het, of is die dominee wat te hard praat of te sag praat, of iets het skeef geloop, vriende, dan is dit nou die tyd, want is God se hart vir jou, nie die dominee in die kerkraad sê nie. Hy wil jou herstel, te midde van die seer en die teleurstellings van die lewe. Hy wil jou herstel, te midde van die uitdagings van die lewe. Hy wil jou kom herstel in jou denke. Hy wil jou kom herstel in jou kultuur. Hy wil jou kom herstel in jou menswees. Hy wil jou kom herstel in jou persoonlikheid, sodat jy dit kan leef, wat God vir jou wil hê. Hy wil oorwinning vir ons hê. Hy wil geestelike vooruitgang vir ons hê. Hy wil vrugbaarheid vir ons hê. Maar baie van dit is nie meer daar nie. Daarom het ons die herstel nodig. En dalk is dit dat jy so bietjie
jou doel begin verloor het. Dalk is dit jy bietjie so jou roeping dalk verloor het. Dalk is dit jy so bietjie jou fokus verloor het. Dan wil die Here vanmôre met jou kom werk om jou te herstel. Jesegiel 37 vers 27 sê, my tabernakel, die Engelse woord is dwelling place, sal oor hulle wees. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle vir my 'n volk wees. Hoe wonderlik is dit nie? As jy hom toelaat om te kom herstel, wil hy vir jou 'n God wees, wil hy vir jou daar wees, en wil hy jou toelaat om sy volk te kan wees, wat jou kan beroem op die naam van die Here, wat jou kan beywer vir die saak van die Here. Wat 'n kosbare begeerte. Ek wil jou herstel, sodat jy die volheid wat ek vir jou in gedagte het, dag vir dag kan smaak. Die derde wat vir my uitstaan is, in Johannes 14 vers 17, God begeer, dat jy in die leiding van sy Gees sal wandel. Dat jy in hierdie verhouding gedeur sal word, geonderrig sal word, geoortuig sal word, versterk sal word, verootmoedig sal word, gesalf sal word. Matteus 9 vers 12 sê, maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het nie die geneesheer nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerandes nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy wil hê dat ons moet vat wat hy vir ons bied deur sy Gees, om daardie leiding vir ons te bring, om ons daardie oortuiging te bring. Johannes 14 vers 17 sê, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy wil graag hê dat ek en jy in die Gees sal lewe, in die Gees sal wandel. Johannes 15 vers 26 sê, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dis God se begeerte, dat jy die Gees van God sal toelaat, om sy regtelike plek te neem in jou lewe. Johannes 16 vers 7 sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dis God se begeerte, dat die Trooster wat hy vir ons gestuur het, dat ons hom sal verwelkom. Vers 13 van Johannes 16 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Johannes 4 vers 24 sê, God is Gees, en die wat hom aanbid, moet in Gees en waarheid aanbid. So vriende, as ons nie gelei word deur die Gees nie, hoe kan ons aanbid in die Gees? As ons dan nie leef in daardie waarheid nie, hoe kan ons dan in aanbidding wees voor God? As ons nie afhanklik van die Gees is nie, hoe kan ons dan sê, ek het U waarlik lief? Hy kom openbaar sy hart vanmôre, deur te sê, ek begeer, dat jy totaal oorgegee sal leef van die Heilige Gees. As 'n skrywer wat skryf oor Matteus 9, hy sê, this in itself tells us something about God. God is a God who desires. Jesus presents us not with a distant sovereign manipulating the universe in some cold and calculated manner, but with a warm God that wants and wishes for things He wills. Sy begeerte is dat ek en jy totaal oorgegee sal wees in die hand van die Gees van God. Vriende, hoeveel van dit gebeur vandag? Want kom ek herinner jy, as jy kyk na Openbaring 2 en Openbaring 3, dan sien ons, hy begeer 'n bruid. Hy begeer 'n bruid wat nooit haar eerste liefde sal verlaat nie. Hy begeer 'n bruid wat sal volhard tot die einde toe, al kos dit haar lewe. Hy begeer 'n bruid van wie die kandelaar nie verwyder sal word en die vuur nie sal wegraak nie. Hy begeer 'n bruid wat 'n oor het om te hoor wat die Gees van God aan haar kom sê. Hy begeer 'n bruid wat getrou bly tot die dood toe. Hy begeer 'n bruid wat dit haat wat God haat. Hy begeer 'n bruid wat niemand toelaat om haar te mislei, soos wat Isebel die gemeente mislei het nie. Hy begeer 'n bruid wat haar nie besoedel met die dinge van die wêreld nie. Hy begeer 'n bruid wat sy naam nie verloon nie. Hy begeer 'n bruid
wat nie naak en dood en arm en tevrede is nie. Dis God se begeerte, dat jy die leiding van sy Gees jou deel sal maak. So wil jy nie vanmôre na die Here toe kom en sê, Here, help my asseblief, dat ek op hierdie plek sal wees. Ek onthou, daar's 'n stadium in my lewe wat ek 'n dame ontmoet het. Die mooiste vrou op 4 wiele, 2 bene. Met die mooiste glimlag en die mooiste oë. En weet julle wat? Dit het my 9 jaar gevat om haar te wen. Maar dit was oké. Vandag is daar 'n God in die hemel. Vir hoeveel jaar is hy besig om jou hart te probeer wen? Vir hoeveel jaar moet hy nog aangaan? My bruid is troumateriaal. Sy was dit nog altyd, sy sal dit vir altyd wees. Kan die Here Jesus dit vandag van jou en van my sê? As die God van die heelal vandag neerkyk op hierdie kerk, kan hy sê, ek en jy is troumateriaal. Die kwessie is, ons is so ernstig in ons verhouding met mekaar. En ons sal baie doen om mekaar te serenade. En ons sal baie doen om mekaar te bedien en mekaar te ondersteun. Wat doen ons met God se begeerte na jou en my? Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. So vriende, hoe lyk dit vandag? Het jy al vir die Here die begeerte van sy hart gegee, om getrou te leef aan die Gees van God se leiding? En die laaste een wat ek graag wil uitwys, hy begeer dat alle mense gered sal word. 1 Timoteus 2 vers 4 sê, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid sal kom? Die Engels sê, who desires? Psalm 51 vers 6 sê, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. God het die begeerte, dat ons as mens by die waarheid van onsself sal uitkom. En as jy verlore is, dat jy by die waarheid sal uitkom, dat jy verlore is. En as jy op pad hel toe is, dat jy by die waarheid sal uitkom, dat jy op pad hel toe is. En niemand net saam kumbaya in die kerk kan sing, en alles is hankie-dorie nie, maar dat jy sal besef, dis God se begeerte, dat elke mens gered sal word. Job 14 vers 15 sê, u sou roep, en ek sal u antwoord. En of jy vandag dink jy wil antwoord, en of jy nie dink jy wil antwoord nie, jou antwoord is 'n antwoord. Want hy sê, na u maaksel van die hande sou u verlang. Kan jy dink daar's 'n God in die hemel wat vanmôre 'n verlange het na die maaksel van sy hande? Johannes 17 vers 24 sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees. Wat beteken dit? Hy begeer dat ons by hom sal wees, dat ons kan deel in sy heerlikheid, dat ons kan deel in sy erfdeel, dat ons kan deel in sy wonder. Psalm 40 vers 7 sê, u het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. God het geen behaag aan die dingetjies wat jy het om te bied nie. Hy soek jou hart. Hy soek jou hart. Psalm 37 vers 5. Daarom, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. Hy begeer vandag dat jy 'n draai sal maak in jou lewe. En daarom sê Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom altyd hou. En hy met my. Sefanja 3 vers 17 sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Maar vriende, as jy nog nie die Here aangeneem het as jou verlosser en saligmaker nie, sê die woord van God,
jy's 'n vyand van Jesus. Esegiel 36 vers 25 sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Vers 26 sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Vers 27 sê, en ek sal my gees in julle binneste gee. Vers 28 sê, en ek sal vir julle 'n God wees. En vers 29 sê, en ek sal julle verlos van al julle onreinhede. En vers 31 sê, dan sal julle dink aan julle verkeerde weë, en aan julle handelinge wat nie goed was nie, en julle sal vir julleself walglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle onwil nie, spreek die Here. Here, laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. So vriende, sou dit die vers is wat vanmôre by ons pas? As God na ons lewens sou kyk, sou hy vir ons gesê het, skaam jou oor jou weë. Daardie skrywer sê verder, hy sê, you see, the blessing is in the longing. Not that they are one and the same, but that the blessing is the natural consequence of God's longing. He longs to be our God and for us to be His people. And yet, this is also the greatest blessing, that He will be our God and that we will and are privileged to be His people. Wil jy nie klaarmaak met sonde? Wil die goedwaar nie so vashou nie? Wil jy nie vanmôre jou hart voor die Here kom buig op hierdie Pinkstersondag en sê, Here, ek begeer dat ek U sal eer deur 'n lewe wat U begeerte beantwoord. Vriende, daar staan die God van die heelal. En môre is ons vanmôre by die deur van jou hart. En hy klop. En jy het vandag die keuse. Gaan jy die klop ignoreer? Gaan jy wraggies nog 'n Sondag laat verbygaan, nog 'n geleentheid laat verbygaan en sê, no thank you? Gaan jy regtig tevrede wees om nog 'n keer te sê, Here, ander dag? Gaan jy regtig tevrede wees om te sê, gee my begeerte, maar ek het nie 'n saak met sy begeerte nie. Mag die Here ons regtig waar besiel om hierdie woord diep in ons harte te bære, sodat ons teen God nooit sal sondig nie. Jou vriende, daar is baie ander begeertes wat ek vir jou die woord van die Here kan wys. Maar hierdie 4 is wat ek en jy so brood nodig het. Dat ons in gemeenskap met God sal leef. Dat ons sal toelaat om ons te herstel, daar waar nie herstel is nie, daar waar ons afgedwaal, daar waar ons afgewyk het, dat ons hom sal toelaat om ons te lei deur sy Gees. Dat ons hom sal toelaat om volle beheer te neem, omdat ons hom aanneem as ons verlosser en ons saligmaker. Wat het jy vandag anders om te offer as net jou hart? Mag die Here ons regtig waar help om te let op sy begeerte vir jou en vir my. Kom ons buig ons harte, dan moet ons saam. Wonderbare Here, ons aanbid U hierdie môre vir die voorreg, Here. Dat ons vir 'n oomblik net kan dink oor die gedagte dat toe U by Petrus gekom het, het U vir hom gevra, het jy my waarlik lief? Eenvoudig, Here, omdat U die begeerte in die hart gehad het, dat daar 'n geslag in hierdie lewe sal wees, wat dit met vrymoedigheid kan sê en kan leef. So Here, help ons asseblief om die begeertes van U hart ons begeerte van ons hart te maak. In gemeenskap, in U leiding, in U werk in ons lewens wat U alleen sal volbring. En Here, dat ons sal kom en ons harte voor U sal offer. Want is al wat ons het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.